Vanaf vanoggend met die 7 kruiswoorde. Die 7 kruiswoorde, as ons verstaan, dan sien ons dat voordat die kruisiging plaasgevind het, die intog in Jerusalem plaasgevind. Amen. Die palmtakke was afgebreek en het was op die grond gegooi en Jesus was verwelkom. Die inwoners van Jerusalem het vir Jesus verwelkom. En die is nog voordat hy op die pad van Dolorosa gegaan het, voordat hy die Dolorosa weg ingeneem het en hy lydingstyd. Die is die begin van die lydingstyd. En broers en sisters, you can just imagine, het was nie 'n maklike ding. Amen. But hy het dit gedoen ter wille van ons. En deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Ons eerste spreker gaan vanoggend praat oor Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen. Amen. Ons gee oor aan die spreker van die oggend. Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen. Amen. Kom ons sit ons hande by mekaar vir die eerste spreker. Halleluja, groet u vandag in die mooie naam van die Here. Bishop is gegroet na Bishop, Pastor May en sy vrou, al die evangeliste, al die leiders is vandag gegroet in die mooie naam van Jesus Christus. Het is vir my altyd 'n voorreg om die woord van die Here te kan bedien. Kom ons lees saam in Lukas 23, vers 33 en 34. And when they had come to the place called Calvary, there they crucified him and the criminals, one on the right hand, the other on the left hand. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u baie dankie vir u grootheid en vir u genade wat ons genoeg is. En we vanoggend van Here salf my tong en lippe dat ek kan spreek soos wat u wil hê moet spreek vandag. In die mooie naam van Jesus Christus. Ons is vandag uitermate dankbaar vir die vergifnis van ons sonde. Word verheerlik in hierdie boodskap en hierdie diens in Jesus naam. Amen. So, the message is, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Allemaal wat vandag bestem, maar al vandag hier is skuldig aan iets. Daar is altyd iets wat ons nie bedoel om te doen nie. Er is altyd iets wat ons nie bedoel om te sê nie. Er is altyd iets wat iemand seer maak. Later dan kom het so dat
Mense begin dan die persoon te probleem met my. As ek daar is die mense 'n slegte ding. Daar is miskien iemand vanoggend iemand na kerk gekom het wat klaar gefrustreerd is op pad na die eksperiment toe. Self je zondig, self je kerk. Ek is hier om te gaan. Dat is maar klaar iets wat gebeur en wat een of ander kwade gevoel begin het in iemand. En dit maak ons dat jy later buiten jouself is en voel, ek is 'n probleem vir die mense, man. Wil maar liever nie wegkom. Ek is 'n probleem vir die mense. Iemand kritiseer die manier hoe ek hande klap. Iemand kritiseer die manier hoe ek leeg. Iemand kritiseer die manier hoe ek aan die Here die lof gee en so. Ek is 'n probleem vir die mense. Ek dink aan hierdie vrou wat gekom het na Jesus se voete toe met die alabaster box. En toe sê haar eer betoon aan Jesus. Toe sê die disciples, maar dis so mos. Hoekom doen sy dit? Hy het veel wat word verbygegaan. Die vrou kom mors dit. En op so 'n manier verstoot ons iemand weg in die huis van die Here. En ons besef nie wat ons doen. Toe Jesus sê, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. So ek dink dat was daar vir die disciples, dit was daar vir die mense wat gekruis het in die oomblik. Dit was daar vir die Fariseërs wat hom gedryf het by die kruis toe. Ek kan miskien heel moontlik dink, ek kan heel moontlik gewees het vir die hele mensdom. Because ek glo dat elke keer wanneer ons sondig is, dit 'n hol op sy liggaam. So goeie die grondlegger van die aarde, daar was die lam van God gekruisig. En hulle sal nie weet wat hulle doen. Ek vriend van my gesê, ek het met 'n vriend van my gesê, en die vraag van my, Mano, hoekom moet 'n mens vir ewig hel toe gaan? As jy net tydelik op die aarde lewe en sondig, hoekom moet jy vir ewig hel toe gaan? En ek noem te vol, ek sê dit, wanneer 'n mens in die hel is, dan voel jy die volle gewig van die wraak van God. Daai is die rede hoekom hel vir ewig is to feel the full weight of the wrath of God. Daai is die rede hoekom jy nie daar wil hê nie. Daai is die hele rede hoekom Christus gesê het, Vader, vergewe die mense, want hulle besef nie hoe ernstig die wraak is nie. Here, vergewe die mense, want hulle weet nie wat hulle nou doen, wat die wraak kan provoke nie. Toe God met Farao praat en vir hom sê, ek wil die volk laat gaan, toe besef hy nie wat hy doen aan die Here as hy sy volk hou in slavernij. Baie kere dan doen ons iets of ons sê iets sonder om ten volle te besef wat ons doen aan die mense wat ons so seer maak. Die eerste woord in hierdie gesegde, Father, forgive them, for they don't know what they're doing, is Father. Jesus is speaking to the Father. God has always been a Father. When we read Genesis, we read that Adam was Cain and Abel's father. But we fail to see that our God, Jehovah, was Adam's father from the beginning. Die Muslims het 'n God wat hulle sê is Allah. En Allah is niemand se pa nie. Die Quran sê in Surah 112 verse 3, the Quran says, He neither begets nor is born. No Muslim can relate to their God as their father. Allah is no one's father, but in Jehovah, our God, we clearly see that we have a heavenly Father. Die Muslims kan nie met hulle God relate soos wat 'n seun kan relate met sy pa nie. Daar is geen fraternal relationship tussen 'n Muslim en Allah nie.
Because hulle glo nie dat enige iemand se pa is nie. Die Muslims het oor die 90 name wat hulle gee van Allah, maar nie een van die 90 name is Vader nie. Hulle kan nooit vir hulle God sê dat jy pa is vir nie. Allah is niemand se pa nie, maar onze God Jehovah is onze Abba Vader. Hy is nie die Vader van Jesus Christus nie, maar hy is ook onze Vader. Daar is 'n paternal reference for hom. There isn't a specific visible marker in the body for unforgiveness, the way there is for a broken bone. You cannot scan someone and say that they broke their bone and this person hasn't forgiven. What we can observe is the physical patterns associated with chronic emotional holding, especially an ongoing resentment or an unresolved hurt. Daar is iets geestelik omtrent elke emosie wat ons voel. Wanneer iemand bijvoorbeeld baie hartseer is, dat is een emotional reaction, is baie hartseer, dan voel die lichaam in jou keel, die knop voor je begin heel. So dat het emotional is, of dan later physical, because je voelt een knop in je keel, net voor je begin heel. En dan later, na die knop, dan zie je je oor begin vol tranen vol, en eventually kom je bij die punt waar je begin heel. So wat gebeur in jou emotions, het 'n physical effect op jou lichaam. En net so met onvergifnis. Ek wil nie vandag iemand sê dat onvergifnis veroorsaak kanker bijvoorbeeld. Ek kan nie dit sê nie. Maar wat ek wel van u kan sê is dat dit nie geuit word emotional nie. Elke keer wanneer jou gevoelens zeer gemaakt is, en jy praat nie daaroor nie. Elke keer wanneer jy kwaad is met iemand en jy praat nie daaroor nie. Elke keer wanneer daar 'n bitter gevoel is en jy praat nie daaroor nie, eventually tel jou lichaam dit op en dit kan jou siek maak. Onvergifnis kan een mens siek maak. Maar die Bijbel sê deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. In ander woorde, daar kom net genesing vir jou lichaam wanneer jy die vermoë het om te kan vergewe. Jesus sê, Vader, vergewe hulle. Van hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy maak jouself siek wanneer jy nie kan vergewe nie. There's a persistent stress activation. When someone repeatedly revisits a grievance, the brain treats it as a continuing threat. The amygdala stays reactive. Physically, this can show up as elevated baseline heart rate or blood pressure. Your blood pressure rates. There's an increased cortisol over time. There's an abused ability to fully switch off from stress. This is not unique to unforgiveness, but unforgiveness can maintain the loop. En voor de kwaad raak, wanneer je blijft kwaad raak, dan kan je bloeddruk opstoten. Wanneer je zegt dat onvergifnis is daar een physical effect in je body, omdat je altijd kwaad blijft en omdat je geïrriteerd blijft. Die tweede ene is muscle tension patterns. Unresolved emotional states can correlate with chronic muscle contraction. There is jaw clenching, there is neck and shoulder tightness, there is a chest constriction. These are measurable, but they do not specify why. Only the body is holding tension. So, wanneer 'n mens die hele tyd kwaad bly of nooit kan praat of jy voel jou lichaam tel op, het word styf in jou skouers en in jou nek, omdat jy nie kan sê hoe jy voel nie. Daar is 'n seun wat bijvoorbeeld geleer word in over 7 jaar, hy moet nie so baie klaar nie. Hy moet nie so baie sê hoe hy voel nie. Die seentjie word groot en hy kry nie die vryheid om te kan sê hoe hy voel nie. Wanneer die man 40 jaar word, nadat hy sy hele lewe lang gespandeer het, sonder om te sê hoe hy voel, dan vra hy hom, wat is fout? Dan weet hy nie hoe om te sê.
wat is fout nie. Eventually dan word so 'n man depressed, want hy weet nie hoe om te sê, hoe voel hy, al wat hy weet is, hy hou nie van Lindsay nie. Al wat hy weet is, hy kan nie van Jeroen vat nie. Al wat hy weet is, iemand op hier, maar hy kan nie precies sê, wat het is nie. Daai is 'n teken van onvergifnis, en hy kan nie sê, hoe hy voel, iemand geleer om stil te doen. Onvergifnis kan 'n mens siek maak. Daar's baie ander signs van unforgiveness in die body. Daar's 'n verskil tussen wanneer Jesus iemand se redder is en wanneer hy Here is vir iemand. Die persoon wat jou red wanneer jy nie kan swem nie is 'n lifeguard. Hy kom en hy kom red jou uit die pool uit. Maar Jesus Christus is meer as my redder, hy is my Here. Hy is my Here en persoonlike saligmaker. In ander woorde, hy moet Here word van hoe ek voel. Hy moet Here word van my gedagtes. Hy moet Here word oor my geld. Hy moet Here word oor my huwelik. Hy moet Here word oor my verhoudings. Hy moet die Here is. En wanneer hy sê ons moet vergewe, dan moet ons vergewe omdat hy die Here is. To forgive is to surrender the rights that we have. In terms of law and justice, when a person has wronged us, we feel that we are in the right to get back to them, to make them pay for what they have done. When Jesus is truly the Lord of my heart, I surrender my rights to Him. I'm trusting Him to take over, and I choose to forgive because He is your judge, not me. Wanneer Christus die Here is, dan het ek nie die reg om kwaad te wees. Al wil ek iets sê, ek het die reg opgegee om het te sê. Al wil ek iets doen om het terug te kry, ek het die reg opgegee om het terug te doen, because ek vertrou Hom om met jou te deel. En vir die rede is ek verplig om te vergewe. So ek wil vandag aanmoedig en vir u sê, maak vir Jesus Christus die Here van jou emosies, maak op die Here van hoe jy voel, sodat jy nie meer die reg het om iets te sê aan iemand wat jy wel seer gemaak het. Sometimes someone can do something that is not intended to be personal, but we take it personally. Someone has a certain personality trait that we do not understand, a certain way of talking or saying things that we do not expect. These things we experience with them may be a part of who they are or what they may be facing, and is not meant to be seen as a personal attack. Gaston, wat is jou gunsteling soccer team? Chiefs. Chiefs is anyway a pub team. It's anyway a pub team. Ek kan bijvoorbeeld zeggen dat Gaston sê Chiefs is a pub team. En die rede kom ek vir hom sê is because ek waar hy in elke geval nie van soccer. Kyk eens aan, dit beteken vir my niks as Chiefs wen of as Pirates verloor. Dit beteken vir my niks as Pirates wen of as Chiefs verloor. Ek is nie 'n sportsperson en ek worry nie van sport nie. Maar nou het ek gesê Chiefs is 'n pub team. Nou van pas hy vir ons gaste net persoonlik. Nou bel hy hom by die tennis. Nou sê hy op my hoor hy sal dit 'n pub team of kyk kom help om tennis asseblief. Nou sê hy vir hom ons kom dit gaan help om kyk daar tennis met sy pub team. Nou sê hy gaste ek kry nie saam met hom. Hy het gesê Jesus is 'n pub team. Hy vat dit persoonlik en dit was nooit persoonlik bedoel nie. En dit kan later dan onvergifnis opbou in sy hart. Omdat ek gesê het Jesus is 'n pub team. Dit gaan nie oor ek voel of Jesus gaan nie oor nie. Maar hy vat dit persoonlik. Daar's dalk iemand wat so 'n slegte dag gehad het op die spesifieke dag en nie gegroet het nie. En nou vat hy dit persoonlik. Nou word dit uit Lindsay Lyke van Daar's dan waar mense mee deel in hulle persoonlike lewe wat nie bedoel is as 'n personal attack nie. En ons vat dit persoonlik en dit bou bitterheid op in ons harte. En ek wil hier vandag sê,
If you can understand that someone is going through what they are going through, it's not personal to you. Hou op dit nou persoonlik vat, want die persoonlik bedoel was teen jou nie. Ek sê nog steeds Jesus se party. As die persoonlik is, maar net ding van sokker. Isaiah 53 from verse 4 and 5 says, surely he has borne our griefs and carried our sorrows, and we esteemed him stricken by God, smitten and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Ek wil vandag vir iemand sê, iemand het gesterwe, sodat u kan vergifnis kry by God. Moenie die prys wat Jesus Christus betaal het vir ons, by 'n ligtelik opneem nie. Deur sy wonde daar ons genesing gekom. Omdat hy ons vergewe het ons die verpligting om ander te vergewe. Mag die Here u sien.